welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Johan Notnagel. Hy gaan 'n bietjie vandag vir ons vertel oor sy getuienis waar hy 'n buiteegtelike verhouding gehad het en die afwesigheid van 'n pa. Ek dink dit is so belangrik om na hierdie gesprek te luister want ons besef nie wat dit doen aan 'n kind wanneer 'n pa afwesig is nie. En hy het dit self ervaar ook in sy lewe. Wel, kom ons luister wat hy vir ons te sê het, maar ek wil eers vanoggend begin met 'n skrif in Handelinge 3 vers 19 in die Afrikaanse 53 weergawe wat sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Dit is ons gebed vandag vir julle, elke ene wat na hierdie getuienis gaan luister, dat julle tot bekering sal kom. As daar enige iemand is wat na hierdie getuienis luister en sê, maar ek sit actually met hierdie probleem, bid ek dat jy tot bekering sal kom, dat hierdie getuienis jou redding sal wees, dat die Here jou uit hierdie put uit sal kan ruk. Johan, baie welkom. Baie dankie vir die geleentheid, waardeer. Ek het nou vir die mense vertel, die kykers vertel, dat in jou getroude lewe het jy 'n buiteegtelike verhouding gehad. Maar as ons nou teruggaan na jou kinderjare toe, vandag wat jy nou weet, is daar enige iets wat in jou kinderlewe gebeur het, wat die impak gemaak het op die besluite wat jy op die ou end gemaak het in jou huwelik? Is daar enige, wat jou lewe beïnvloed het as 'n kind, vir die besluite wat jy as ouer mens gemaak het? As 'n kind sal ek sê ja, ek dink die feit dat, kyk, my ouers is al uit mekaar uit, maar ek dink ek was 1 jaar oud gewees, so, en daar was 'n afwesigheid van my pa, alhoewel my ma nou wel weer getrou het, maar kom ons noem het jou stiefpa, dit is nie jou pa nie, so ons het maar 'n bietjie hakkerigheid gehad, maar daar was nog steeds die afwesigheid van my pa, en op daai stadium het ek dit nie besef nie, maar hoe ouer ek geword het, dan kom jy agter dat daar is 'n afwesigheid, dinge wat jy met jou pa wil deel of kan deel, kan jy nie noodwendig met jou stiefpa deel nie. So ja, ek glo dit het 'n impak gehad op besluite wat ek gedoen het, gemaak het, soos ek ouer geword het. Ja, en in jou kinderlewe het jy gesê, alhoewel jy kerk toe gegaan het, jou ma, julle was in 'n Christelike huis, so die fondasie was reg gewees. So dis nie dat jy nie die Here geken het nie, maar jy wou nie 'n verhouding met hom gehad het nie. Vertel net vir ons 'n bietjie, hoe het jy groot geword en wat in jou kinderjare, wat het daar gebeur en die dinge wat jy al in jou kinderlewe verkeerd al besluite gemaak het? Kyk, ja, ons het sonnaskool toe gegaan, ons het kerk toe gegaan op Sondag, maar op daai stadium was dit maar net 'n geval van, ons gaan omdat my ouers sê ons moet gaan. En my ma sê ons moet kerk toe gaan, ons moet sonnaskool toe gaan. Nooit het ek regtig gegaan omdat ek nader aan God wil kom nie. So, op daai stadium het ek nie daaraan gedink nie. Ek het dit maar net gedoen om my ma tevrede te stel. En ja, dit was so dat selfs die kollekte geld het ons gehou vir icecream geld. So dit was nie vir my regtig 'n groot ding nie. En ja, en dit het daartoe gelei dat ek verkeerde besluite gemaak het op skool, betrokke geraak het by verkeerde vriende, begin rook het, ek het ook begin vloek. Ja, en ek was ook nie 'n gehoorsame kind nie. Ek het so baie van my ma gejok. Ons het elke Vrydag 'n sokkie gehad. So by die skool, tot my ma my natuurlik uitgevang het, wat hulle wel eendag skool toe gegaan het, om te kyk hoe ek wel by die sokkie is, want my ma het net geglo dat hierdie skool het allemaal baie sokkies. So, Hulle kan nie elke Vrydag 'n sokkie nee, hê. en die tye wat ek nog sê, ek gaan sokkie by die skool, het ek eintlik saam ouer vriende uitgegaan, en ons het na clubs toe gegaan, Ja. ons het gaan Joel soos Engelsman sê, so ja, ek het begin drink ook, tot my ma een oggend 3 uur, ek by die huis inkom, vir my sit en wag, op my bed en my vra, waar was hy, hoe kom ek die tyd van die hand is van die sokkie af, en toe het ek allerhande verskonings gemaak en gesê, ek het agtergebly, ek het gehelp die saal skoonmaak, so ja, dit het groot impak, 'n negatiewe impak op my gehad, so. Absoluut. Ja, uiteindelik daar het jy al geleer om te jok. Presies. Om leuns te vertel. Ja. Dit was my baie interessant ook wat jy vir my gesê het, dat as kind was alles net oor self. En hoe vasgevang 'n mens in daai ding kan kom dat wanneer dit net kom by die ek.
die ek is belangrik. Niemand anders te om jou was belangrik nie. Glad. Dit het alles net gegaan oor jou. Dit het alles net gegaan oor myself, klas met skool, nog steeds net ek myself. Ja. Niemand anders was belangrik. Ja, en dit is my so mooi as die skrif sê, we need to die to self, nee, want dit is daai self wat wil opstaan en wil rebelleer teenoor die Here. Nou in jou, so ontmoet jy 'n wonderlike vroutjie, en jy is getroud, en jy het jou eerste kind, maar dan noem jy dit, en jy sê jy raak vervelig in jou huwelik. Kom ek vra jou nou die vraag, vir die, jy weet wat ek glo kykers sal dalk vra. Ja. Hoe raak jy vervelig in jou huwelik? Wat dryf jou om ander vrou te gaan soek wat vir jou in jou huwelik nie goed genoeg is nie? Op daai stadium toe Clarissa, sy is nou 13, toe sy gebore is, toe natuurlik is daar nou meer verantwoordelikheid wat op jou afkom. Nee, dit was nie ek en my vrou, so die verantwoordelikheid was minder. Toe is daar nou ekstra verantwoordelikheid. Jou tyd is nie meer jou eie nie, en op daai stadium het ek vir my 'n tyd gehou. Ja, maar dit het nog oor jouself gegaan, hè? Ja, nou moet ek my tyd deel met my vrou en my kind, en sy gee nie meer die aandag aan my soos wat sy voorheen het nie, Ja. want ons kind moet nou natuurlik meerderheid van die aandag kry, en ek het nie gehou van die ekstra verantwoordelikhede nie, aandag wat ek gekry het met my vrou nie, want op daai stadium was dit nog steeds net belangrik dat alles gaan oor my. So ja, en ek het begin verveeld raak. Natuurlik het ek aandag gekry by 'n ander vrou waar ek voorheen gewerk het, en maar ja, dit is nou iets niets. Dis nou, ek kry nou aandag wat ek nie met my vrou kry nie, en dit het veroorsaak dat ek natuurlik egbreek pleeg. Kan ek wil jou nou net hierdie vraag vra, ek gaan jou interrupt en ek kan nie asseblief aangaan. Toe jy nou daai eerste geleentheid kry, hoe gebeur dit? Hoe dit in jou lewe gebeur, wat jy deur die vrou wat vir jou aandag gee, hoe lei dit na die volgende ding toe? Want die fans gebruik nou daai vrou as 'n Delilah om jou om jou in te lure, as ek dit nou so mag sê, in jou in haar kraal in, maar dis die vyand wat jou in sy kraal in wil kry. Maar hoe het jy daai besluit gemaak sonder om te vrees? Ja, weet jy, op daai stadium, soos ek sê, die aandag wat sy my gegee het, is die aandag wat ek gesoek het, wat ek nie gekry het met my vrou nie. Sy het al die regte dinge gesê, dinge wat ek wou hoor, sy het my ego gestreel, en dan natuurlik is daar lustigheid ook betrokke. En ja, op daai stadium was die lustigheid weer die oorhand gekry, en ja, en om eerlik met jou te wees, het was lekker. En dan vergeet jy heeltemal van jou vrou en jou kind, en dis toe wat veroorsaak dat ek ook 'n afwesige pa is vir Clarissa. Ja. Hoe lank het jou buiteegtelike verhouding aangegaan voordat jou vrou dit agtergekom het? Sy het dit vermoed, met die vrou weet mos maar, maar toe sy dit eers fisies met my bespreek, ek dink dit was dit so tussen 4 en 6 maande. Okay. Tydperk van 4 en 6 maande. Ek meen, ek en die dame het toe saam ingetrek. En ons het 4 maande saam gebly, en toe is dit ook daarmee. Toe is dit ook verby. Ja, en jy wou jou vrou op die ou end geskei het. My vrou in daai my oomblik. skei, ja. En in die begin was ek heel gemaklik daarmee. Maar toe ons nou kom tot op die einde waar dit nou, hier is die dokumentasie, teken, en toe besef ek, nee, wag, hierdie gaan nie werk nie, en ek en die vrou met wie ek toe nou saam gebly het, is toe uit mekaar uit, ek het toe na my ma toe getrek, ek het toe agter aan hulle erf gebly, en dis so ek besef, ek is nou alleen, ek sien nie my kind nie, my kind sien my nie, ek sien nie my vrou nie, daar is geen meer vrou wat my die aandag gee nie, nou is ek alleen, en is alles veroorsaak basis deur myself. Ja. Omdat ek selfsugtig was. Ja, en in daai tyd het jy nie ook nie jou kind gesien nie, want vir jou was dit belangriker die verhouding wat jy gehad het, en so is ervaar jou kind ook 'n afwesige pa. Ek wil net met 'n bietjie met jou daaroor gesels. Kom ons praat 'n bietjie oor die nadele en die neeweffekte
op 'n afwesige pa. Jy wat as 'n kind was, het dit self ervaar dat jou pa afwesig was. En nou is jy die pa en jou kind, wat jy ook was as 'n kind, ervaar nou dieselfde wat jy gedoen het. Hoe het dit jou op daai oomblik, toe jy nou besef het, toe die Here nou vir jou die tweede kans gee, ons gaan nou praat oor die tweede kans, maar toe jy nou besef het, maar ek doen eintlik aan my kind wat my pa aan my gedoen het, hoe dit jou laat voel as pa? En hoe het jy daai herstel met jou kind? Skaam. Ek was glad nie trots op myself nie, ek was skaam. Ek was kwaad vir almal, en op daai stadium wou ek almal blameer, behalwe myself. Maar ek het toe tot op besef gekom dat, luister, dis net jou skuld, niemand anders. Ja, en toe ek en my vrou nog gesels, het sy toe nou, hoeveel keer het ek al gevra vir 'n kans, het sy toe nou besluit, okay, gaan jy die kans gee. Maar terwyl ek al besig was, in my vrou en my kind se lewe, het dinge finansiëel swak gegaan. Ek het nie my bydrae gedoen nie. Hulle moes verhuis uit die meentuis uit, en hulle toe in Hartbeespoort gaan bly by my skoonouers, by haar maale. So toe ek en my vrou nou besluit, ons gaan dit nou weer 'n kans gee, het was hulle maar elke tweede naweek al die pad van Harties afgery. Florida toe op daai stadium. Sure. En as my kind, toen het nou op 'n Sondag kom het hulle nou moet huis toe gaan, was sy in trane en ons hartseer en het my gebreek. En dis toe dat ek besef het, dit kan nie so aangaan nie. My kind ly daaronder, en dis toe ons nou maar besluit het, ons gaan weer 'n kans vat, en ons het toe in 'n meentuis ingetrek, Ja. in die noorde van Johannesburg. En so herstel die Here jou huwelik ook. Presies. En dit het goed begin gaan, want jy het jou saak met jou vrou reggemaak en jou kind, en die Here seën julle met 'n tweede enetjie. Ja. Maar nog steeds het jy nog nie die Here geken nie. Totdat die Here aan jou eendag aan 'n droom verskyn het. Vertel vir ons, waar het die inkeer in jou lewe gebeur? Wel, soos jy teregtelik opwys, is dat, ja, ons het nou weer probeer werk in ons huwelik, maar God was nie daar nie. So dinge was maar nog krapperig, skeef geloop, en toe ek nou God ontmoet in my droom, ek dink toe God besluit tot hier toe nie verder, en dit is tyd dat jy nou bietjie leisels oorvat, jy is die man van die huis, en hy toe in 'n droom verskyn. So ja, dit was 'n baie vreesaanjaende droom gewees. Ek was in 'n pikdonker vertrek. Ek kon nie eens my hand voor my oë sien nie. Dit was so donker en het gevoel of alles my druk. Sure. En ek het al hoe minder en minder begin asemhaal. Ek het begin versmoor en ek kon nie daar uitkom nie. Maak nie saak wat ek probeer nie. Dit was 'n greep wat my vasgehad het. En ek het toe net gegil. Here help my, Here help my, Here help my 3 keer. Ja. En in 'n oogwink, toe ek op hierdie verligte pad, groenste gras wat ek nog ooit gesien het in my lewe, straatligte, en ek kan net vorentoe, ek kan nie agtertoe nie, daar's niks agter my nie, ek kan net vorentoe beweeg. En ek het toe wakker geskrik, en ek het so, die sweet het my afgetap, ek het gebewe soos ek nog nooit voorheen het nie, ek het nie geweet wat aangaan nie, ek het half bang gevoel, ek het toe op die stoep kom sit, om tot verhaal te kom, sodat ek kan sê wat aangaan, en ek het op 'n stadium gedink, ek is besig om dood te gaan, of ek gaan 'n hartaanval kry of iets. So erg was die vibrasies in die sweet. En ek het toe buite gaan sit op die stoep, tot verhaal gekom, ek het weer ingekom in die huis, en ek het weer op die bank gaan sit, en net om rustig te raak, myself afgedroog, skoongemaak, en teruggeklim in die bed. En dan die volgende oggend toe ek opstaan, toe voel ek soos 'n nuwe mens. Was geen druk op my skouers nie, ek het lig gevoel, ek het skoon gevoel, en ek het toen met my vrou bespreek, en ons is toe daai dag ook na my ma toe, en ek het toe my skoonpa gebel daai dag, en vir hom sê, want dis wat gebeur het in my droom, ek wil dit graag met iemand deel, wat dink hy? Toe het ons nog maar gesels, en ons het toe besef dat God gesê het, hoorie, is nou tyd dat jy na my toe kom, hierdie pad op wat jy is, hierdie donker pad, dis nou nie meer die pad waarop ek jou wil hê nie, en van daar af het dinge drasties verander. Ja. Groot aanpak op my gehad, ek het, my vrou en my kinders was nog nie gedoop nie, ek het gereël met ons kerk dat
ons gesin gedoop word. Ek het 'n doopsbevestiging gehad, en ek was gedoop toe ek klein was. Okay. So my vrou het gedoop, my 2 dogters, en ek het daartoe ook voor die hele kerkgemeente my getuienis gelewer, en ja, en soos ek sê, dat die dinge so verander, ons huwelik is gesond, kinders is gelukkig, ons is so geseënd, maar in die tydperk ek dink dit was maar net dat Satan gevoel het, hy gaan my nou aanval, want my lewe het nou 'n ommekeer gehad. Ja. En, Want hy wil jou terug hê in die gat waar jy voorheen was. Precies. So nou probeer hy jou bietjie nou, jy weet, laat sleg voel, sodat jy nou kan terugval, maar dank die Here, sy beskerming was daar. So, en dan 2 weke na my droom, het 'n swendelaar toegang gekry tot my bankrekening. Ja. So, het my hele bankrekening leeggetrek, in een dag, leeggetrek. So nou sukkel ons finansiëel. Ek het die volgende dag, was ek bang om 'n nuwe kaart te kry, na ek my rekening gestop het. En op pad terug van die bank af, waar ek my nuwe kaart gehaal het, toe ry iemand in my kar was. Ja. So eers steel hulle my geld, en die dag daarna toe ry iemand in my kar was. Ongelukkig het die persoon nie assuransie gehad. So ek moes daarvoor betaal uit my sak uit. En ek het toe van God gevra, hoorie, hoe werk dit dan nou? Ja. Ek is dan nou op die pad waar jy my gesit het, maar hoekom laat jy hierdie dinge toe? Maar na ek rustigheid gekry het en weer met God gepraat oor die aand, het ek besef dat dis net Satan, en ek gaan hom nie die plesier gee nie. Ek gaan glo en vertrou, en dinge het uitgewerk. So ons het ons 'n paar maande gevat om uit hierdie finansiële verknorsing te kom, want al jou skuld het agter geraak. Ja. So ek moes nou bietjie gate hier stop, reël met plekke dat ek minder kan betaal, of glad nie kan betaal nie. Maar ons is daar deur. Minister, dank aan God. Ja. Wat vir my so mooi is, jy sê, jy het al in die kerke gaan getuig, en om daai vrymoedigheid te vat, om te weet, maar ek kan nie stil bly nie, want daar's ander wat in my posisie was, of dalk nog steeds is, en jou getuienis kan hulle net dit uitkry. En Johan, uit jou hele getuienis uit jou hele lewe, van die begin tot die einde toe, wat het jy daaruit geleer? Wat het die Here vir jou uitgewys? Dat jy kan nie alleen die pad stap nie. Ek meen, jy is op hierdie aarde, maar jy kan dit nie alleen stap nie. Jy het nou wel die vrymoedigheid om jou eie keuses te maak, maar jy het nog steeds Jesus Christus, die God drie nog nodig in jou lewe. Anders gaan jy net op 'n halfdraand pad bly, in 'n donker pad, op 'n donker pad bly, soos wat ek myself bevind het. Dinge gaan nie regkom as jy nie die Here toekeer. As jy vir God in jou lewe, as jy nie vir God in jou lewe het nie. Dis ongelukkig hoe dit is. Baie mense glo nie daarin nie, en hulle glo nie in God drie enig nie, maar ek bid vir hulle, dat hulle oë sal oopgaan, Heilige Gees deur hulle sal werk, maar God is nou ons prioriteit. Hy is nou nommer 1 in ons huis. Prys die Here. Johan, jy het vir my gesê, jy is bereid om, as daar mans is, wat vervelig geraak het in hulle huwelik, en hulle het iemand nodig om uit te reik, is jy bereid om daai pad saam met hulle te stap, om hulle te help, om hierdie saak te oorwin, en dit by die voete van die Here te gaan sit, om hulle te help om uit hierdie ding uit te kom. Jy het gesê, jy is beskikbaar vir mense om jou te kontak. Absoluut, hulle kan my gerus kontak. Absoluut, dit is hoekom ek hierdie doen wat ek doen. So daar is wel mense wat nodig het om dit te hoor. Daar is mense wat dalk in dieselfde situasie sit, wat voel, mense sê vir hulle, kan nie verander nie, maar as jy jou deel doen, en jy het God in jou lewe, dan kan 'n mens verander. So, baie beslis. Johan se e-posadres sal nou op die skerm verskyn. As daar enige iemand is wat met hom in kontak wil kom, en met hom wil gesels oor waarin jy betrokke is, en jy het niemand anders om mee te praat nie, skakel vir Johan, en hy sal die pad saam met julle stap. Johan, wat se woord het jy vandag vir die kykers? Vertrou op God, maak hom deel van jou lewe, sonder hom gaan dinge nie vir jou uitwerk nie. Vertrou net op God, laat hy jou lewe beheer, gee die stuur oor aan hom, moet nie wegbeweeg van hom af nie, hy het jou lief, hy sal altyd daar wees vir jou,
as jy sondig, vra vir vergifnis, hy sal dit vir jou gee. Vertrou net op God, maak hom deel van jou lewe. Amen, amen. Ek wil net so vinnig 'n kort getuienis gee van 'n dametjie wat my eendag kom sien het. En die vriendin laat weet vir my dat sy is besig met 'n buiteegtelike verhouding. En ek vra vir die Here, hoekom kom hierdie vroutjie na my toe? En ek vra vir die Here, as dit u wil is, dat sy my moet kom sien, want ek kan niks vir haar doen nie, maar u kan dit deur my vir haar doen. En die Here stuur hierdie vrou op my pad, maar daai dag terwyl ek besig is om in te tree vir haar, gee die Here vir my 'n skrif. Nou ek het 'n baie mercy gees in my, en op daai oomblik toe ek hierdie skrif lees, toe dink ek, Here, ek is nie Pieter nie. Pieter is die ene wat stryd is, hy kom by die woord uit, en hy is soos, en daar's geen grys area nie, ek het so 'n bietjie nog mercy in my, ek bring hom mooi, en ek gee, jy weet, maar nou gee die Here vir my hierdie streng skrif wat ek vir hom moet gee, en ek raak benoud, en ek sê, Here, u moet vir my die krag gee om dit vir hierdie vroutjie te sê. En sy kom sit in ons sitkamer, en sy begin met my praat, en ek sê vir haar, hoekom sy is like, nee, sy love dit, om 'n affair te hê, sy, laat haar, jy weet, sy gee vir haar man, slaappille, of wat ook al, en dan gaan kuier sy vir die buurman langs aan. En terwyl sy so praat, dink ek, Here, u moet nou vir my krag gee, want ek het nou 'n sterk persoonlikheid nodig om hierdie boodskap oor te dra. En dis op daai oomblik wat ek voel hoe die Here vir my 'n bonatuurlike krag gee. En ek kyk net aan en ek sê vir haar, weet jy wat, as jy hier is om te dink ek gaan jou help, gaan ek jou teleurstel. Maar ek het vandag vir jou 'n woord, en hierdie woord kom direk van die Here af. En wat jy daarmee gaan maak vandag is jou keuse. En ek gee vir haar die skrif, en ek sien hoe rooi raak sy in haar gesig, en ek dink, Here, u moet vir my nou help. Hierdie vrou nie van hierdie skrif nie. Maar die skrif was so ernstig geweest op daai oomblik, wat die Here vir haar gesê het, vandag is dit jou laaste kans. Wat jy hierna gaan maak, as jy by hierdie deur gaan uitstap, dan, en jy het nie tot bekering gekom nie, dan sal hierdie jou tref, en die Here gee al hierdie goeders wat haar gaan tref. En ek besef, die Here is ernstig met haar, hy het haar al hoeveel kansse gegee, maar vandag maak sy daai besluit, of sy dit gaan vat, of nie. Die grace, of die genade van die Here is groot vir ons, maar ons moet dit nie misbruik nie. En op daai oomblik, keer die Here in daai vrou se hart in, en hy draai haar lewe net so om. En sy val daar neer op haar knieë, en sy kom tot bekering. Ek het later vir Pieter ingeroep om my te kom help, en ons het vir daai vrou gebid. Vandag bedien sy ander vrouens, en sy doen vroue groepe, wat fenomenaal is. En dit is wat ek vandag by julle wil los. Hierdie boodskap wat Johan vir ons gee, dit is ernstig, want dit is nou op so 'n ding wat die vyand elke huwelik wil laat skei. En as ons nie gaan ag gee op die woord van die Here nie, gaan ons in daai kloue van Satan val, en ons gaan sukkel om daar uit te kom. So as jy vandag in hierdie situasie vassit, wil ek jou bemoedig, luister na die woord van die Here. Jou kans mag dalk nie nog langer wees nie. Kom na die Here toe, net soos wat jy is, en sê, Here, ek kan dit nie sonder u doen nie. Dis net deur genade wat die Here jou kan red. Johan, ons wil net vir jou sê baie dankie vir jou getuienis. Mag die Here jou seën, en vir jou bereidwilligheid om die pad saam met mense te stap. Ons waardeer dit. Dis sommer smart. Gaan geniet hom. Baie dankie, ek waardeer, baie dankie. So, ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.